Vandag oor die vraag van egskeiding tussen twee Christene. 1 Korintiërs 7 vers 10 en 11. Aan die wat getroud is, gee ek die opdrag, nie ek nie, maar die Here, dat 'n vrou nie van haar man mag skei nie. As sy tog skei, laat sy ongetroud bly of haar met haar man versoen. 'n Man mag ook nie van sy vrou skei nie. Die vorige verse, dit wil sê voor vers 10, het hoofsaaklik gehandel oor die seksuele. Ons moet nou in gedagte hou dat die Korintiër gemeenskap hoofsaaklik 'n heidense gemeenskap en 'n heidense stad was, en dit hou in dat seksuele onreinheid aan die orde van die dag was. Seksuele onreinheid en tempelprostitusie, al daai klas van dinge, was deel van die afgodsleefstyl, dit was deel van die heidense praktyke. Maar nou het baie van die mense vanuit daardie heidendom tot bekering gekom en hulle het Christene geword. En nou dat hulle Christene geword het, nou het hulle baie vrae oor die Christelike lewe. Wat mag nie, wat is goed, wat is sleg, ensovoorts. Baie etiese vrae gehad. En hulle het ook baie aannames gemaak. Byvoorbeeld, die aanname dat dit beter is om as 'n Christen celibaat te lewe. Die aanname dat dit beter is om as 'n Christen nie 'n seksuele verhouding te hê nie. Ook as getroudes nie 'n seksuele verhouding te hê nie. En Paulus beantwoord dan die vrae rondom die seksuele in die vorige verse. En in vandag se verse, dit wil sê in vers 10 en ook in vers 11, is daar sekere vrae wat beantwoord word, vrae van getroudes. Nou dit is getroudes wat Christene is. Dit wil sê 'n huwelik tussen Christene. Christenman, Christenvrou. So hier's twee mense wat getroud was, hulle was ongelowiges, maar hulle is nou beide Christen, hulle het beide tot bekering gekom. Nou het hierdie Christengetroudes heel wat vrae en hulle maak ook heel wat aannames oor die Christelike lewe. Een van die vrae wat hierdie nuwe bekeerlinge, nie bekeerde getroudes moontlik gehad het, is die vraag of dit nie dalk beter is om maar te skei van hulle eggenoot nie. En moontlik was die vraag of die aanname dat dit beter is om te skei, aangesien een van hulle, of albei van hulle, 'n geskiedenis gehad het van seksuele onsedelikheid. Miskien was een van hulle, of beide van hulle, betrokke in tempelprostitusie, of homoseksualisme, of iets van die aard. Nou, ek sê dit was moontlik 'n vraag by die getroude Christene, want dit word nie hier vir ons uitgespel nie, maar 'n mens kan dink dat dit moontlik by hulle gedagte was, of 'n aanname was. Is dit nie dalk beter om nou te skei van my man, aangesien hy 'n geskiedenis van homoseksualisme het nie? Of die man reken miskien, dalk is dit beter om te skei van my vrou, aangesien sy 'n geskiedenis van prostitusie het, of hoe dit ook al sê. Ja, hulle is nou beide Christene, maar miskien wonder hulle, of hulle nie maar eerder nuwe huweliksmaats binne die gemeente moet soek nie. Wat die vrae, wat die aannames ook al mag wees, die Here se opdrag oor egskeiding is baie duidelik, en Paulus bekragtig dit weer eens in hierdie verse. Hy sê, aan die wat getroud is, gee ek die opdrag, en dan sê hy hier baie uitdruklik, nie ek nie, maar die Here. In ander woorde, die opdrag wat hier gegee word, is 'n opdrag met die gesag van die Here self. Dit is die Here se woorde self, dit is sy eie opdrag. En die opdrag is natuurlik dat 'n vrou nie van haar man mag skei nie. En dan in vers 11 ook dieselfde gedagte. 'n Man mag ook nie van sy vrou skei nie. Die opdrag gaan dus aan beide partye, nie die vrou nie en ook nie die man nie. Nie een van hulle mag skei nie. Iets wat miskien belangrik is om uit te lig hier, is die term skei en egskeiding is in ons wêreld miskien twee aparte idees. So ons dink in terme van byvoorbeeld om van tafel en bed geskei te wees en egskeiding. Twee idees. Iemand is dalk van tafel en bed geskei, maar hy is nie noodwendig reeds geskei nie. Maar hierdie onderskeid tussen die twee gedagtes is nie in Paulus se skrywe hier nie. Vir Paulus en in die Grieks-Romeinse wêreld is skei gelyk aan egskeiding. Dis een en dieselfde ding. In ander woorde, as daar een of ander verwydering plaasgevind het tussen die getroudes, dan is dit die verbreeking van die eg.
Ons moet dus nie hier dink aan twee idees nie, maar een en dieselfde. Paulus praat hier van egskeiding. Daar moet nie 'n verbreking van enige vorm wees in die verhouding nie. En as daar enigsins so 'n verbreking is, of was, tussen twee Christen getroudes, dan sê die apostel Paulus, dan is daar een van twee opsies. Sy moet ongetroud bly, die vrou wat dan tog van haar man skei, moet ongetroud bly, opsie 1, of haar met haar man versoen. Dis die enigste twee opsies wat daar is. In ander woorde, hier is die opdrag van die Here. Die opdrag is, moenie skei nie. En nou kan jy dink watter tipe vrae kom uit. Die man en vrou vra moontlik, hoe kan dit wees? Want my vrou was 'n prostituut of my man was betrokke in homoseksualisme. Moet ons dan as Christene nou tog getroud bly met hierdie hele verlede van ons? Ja, die opdrag bly, moenie skei nie, bly soos wat julle was, bly in hierdie verhouding. Julle is nou vergewe, julle is nuut in Christus. Julle kan steeds getroud bly, daar's geen rede om te skei nie, die opdrag staan vas. Dis die basis, goed. Maar nou besluit die een tog om te skei. Hoe nou? Of, kom ons sê, daar het nou 'n verwydering plaasgevind. Daar het 'n verbrokkeling van die verhouding plaasgevind. Miskien as gevolg van hierdie vrae, nou dat hulle Christen is. Miskien as gevolg van hierdie aannames. Nou is die verhouding, het nou seer gekry. Hoe nou? Nou moet die vrou ongetroud bly, of sy moet haar met haar man versoen. En ons kan aanneem dat dieselfde reël geld ook vir die man, omdat die apostel Paulus sê, 'n man mag ook nie van sy vrou skei nie. In ander woorde, dieselfde geld dan, sou dit andersom wees. As die man tog skei, laat hy ongetroud bly, of laat hy hom met sy vrou versoen. Wat die vrae en die aannames ook al mag wees, die basis bly, moenie skei nie. Paulus se bedoeling hier is nie om vir ons 'n volledige etiek of teologie van die huwelik of van egskeiding te gee nie, maar onthou hy antwoord vrae, hy beantwoord vrae. En dit is hierdie spesifieke vrae wat hy dan nou ook op 'n baie spesifieke manier beantwoord. Dit lyk asof daar in die gemeente mense was wat gedink het, dis beter om nie te begin. Skei eerder met my maat, nou dat ons Christen is, skei eerder en trou miskien met 'n ander Christen in die gemeente. Paulus sê, dit moet nie gebeur nie. Jy moet, as dit dan wel gebeur dat jy skei, bly dan ongetroud of versoen jou met jou eggenoot. In die skrif maak die Here wel die uitsondering dat egskeiding kan plaasvind wanneer een party ontrou was. Maar, gaan lees gerus weer Markus 2, hierdie toegewing of hierdie uitsondering is nie omdat die Here wil hê mense moet skei nie, maar dit is weens die mens se harde hart. Gaan lees gerus weer Markus 2, die Here se bevel rakende egskeiding. Kom ons bid saam. Vader, gee ons asseblief 'n baie hoë siening en agting vir die huwelik. Help ons om die foute van ons eggenote te vergewe, ook as daar 'n verlede van seksuele onsedelikheid was. Amen.